Kom ons sluit ons oë en ons raak stil in die teenwoordigheid van die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord die Here met die sing van Psalm 66. Ons sing daarvan saam vers 1 en vers 7 van Psalm 66. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons ook gaan bly staan, sodat ons geloof saam kan bely. Ons bely ons geloof vanoggend weer saam met die kerk van alle tye en ons elkeen kan in ons hart dit ook gelowig saam uitspreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vanoggend na die 10 gebooie uit Eksodus hoofstuk 20 uit. Maar daarna sing ons saam uit
Psalm 31, die eerste en die 17de vers. En ek wil juis vers 17 se eerste gedeelte aan ons voorhou. Juis voordat ons na die wet van die Here luister. Geloof sy God vir sy genade so wonderbaar en groot aan my sy gunsgenoot. Sy oog slaan my in liefde gade, hy lei my na 'n veste in veiliger geweste. Juis daardie genade wat ons ontvang het in Jesus Christus, waarvoor ons God wil loof, maar ook wat ons saam bely dat juis wanneer ons na die wet van die Here luister en ons leef daarvolgens, dan lei God ons, soos wat ons dit gaan sing, na 'n veiliger geweste, na 'n plek toe waar jy geseënd is, waar jy gelukkig is, wanneer jy leef volgens die gebooie van die Here. So kom ons luister vanoggend ook weer met die woorde van Psalm 31 vers 17 na die 10 gebooie, en dan onthou ons dat ons deur genade alleen gered is, maar belangrik ook dat God ons vandag nog steeds, soos in alle tye, deur sy wet wil lei na die plek toe wat vir ons ook die beste is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons sing saam Psalm 31 vers 1 en 17. Amen.
Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, dankie dat ons vanoggend ook na U toe kan opkyk en weet waar ons hulp vandaan kom. Net van U af. En daarom dank ons U dat ons vanoggend weer die geleentheid het om aan U al die eer toe te bring wat U alleen toekom. Dat ons 'n erediens kan hê waarin ons saam ook kan sing en saam kan bly wees, saam U kan loof en prys. Maar waarin ons onsself ook ons hoofde voor U kan buig in nederigheid. Bewus daarvan dat ons uit onsself en deur onsself tot niks goeds in staat is nie. Dat ons alleen kan vertrou op U genade in ons lewens. Daarom bid ons vandag en dis ons elkeen se gebed dat U ook deur die verkondiging van die evangelie vandag ook ons elkeen in ons geloof sal voed en sal versterk, sodat ons ook in die week wat voorlê in dankbaarheid vir U genade kan gaan leef. Ons bid ook vandag in besonder vir elkeen van ons broers en susters wat nie hier saam met ons kan wees nie. Ons dink aan hulle wat weens hulle ouderdom nie hier kan wees nie, wat siek is, ook aan hulle wat op reis is. Ons vra dat U ook U genadige Vaderhand oor elkeen van hulle sal hou. Ons bid ook vir hulle wat nalatig is, wat net wegbly, wat nie aan U die eer wil gee wat U toekom nie. Daar vra ons Here dat U ook bekering sal werk. Ons vra ook dat U vir elkeen van ons na die liggaam sal sorg soos U ook na die gees vir ons sorg. Dat U ook elkeen van ons ryk sal maak in liefde en in barmhartigheid vir mekaar en vir elkeen wat ons lewenspad kruis. Dat ons ook in hierdie wêreld werklik sout sal wees en 'n lig wat U lig in die wêreld laat skyn. Ons bid vanoggend ook in besonder vir ons kinders wat in hierdie week ook met die laaste kwartaal van skool begin. Die laaste skof van hierdie jaar. En ons gebed is Here dat U ook elkeen van hulle sal seën met alles wat hulle nodig het om ook hierdie jaar op 'n hoogtepunt te kan afsluit. Ons bid ook vir ons land. En ons sien baie dinge wat verkeerd is. Ons hoor elke dag van soveel goed wat verkeerd is. Daarom bid ons ook vir ons regering. En ons vra Here dat U ook vir ons regering sal gee en ons regering so sal lei dat hulle in waarheid ook diensbaar sal wees aan U en aan ons Here Jesus Christus. Hy wat die koning oor die konings van die aarde is. Ons bid ook om U genade, want ons weet ons is almal sondaar mense. En ons vra dit net omdat ons weet ons kan dit doen in die naam van Jesus Christus. Ons koning en ons verlosser, aan wie U ook aan die regterhand laat sit het en aan wie U ook alle mag gegee het in die hemel en op die aarde. Amen.
Vanoggend, broeders en susters, 'n gedeelte uit die woord van die Here uit Galasiërs hoofstuk 1. Sal as die Here wil vir die volgende paar Sondae by hierdie brief stil staan, maar vanoggend dan die eerste. Van Paulus, 'n apostel, en van al die broeders wat by my is. Dat ek 'n apostel is, dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie deur 'n mens aangestel nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader wat hom uit die dood opgewek het. Aan die gemeente in Galasië, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring. Aan God kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Dit verbaas my dat julle so gou van God wat julle deur die genade van Christus geroep het afvallig geword en 'n ander evangelie aangeneem het. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai en dit is hulle wat julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons of selfs 'n engel uit die hemel aan julle evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Dit moet julle goed besef. Die evangelie wat ek verkondig, is nie deur 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie ander van my leeftyd uitgestyg, want ek was 'n fanatieke ywerhaar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder en hy het in sy genade my geroep, toe hy in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidenasies sou verkondig, en het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg nie, of Jerusalem toe gegaan na die wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe, en daarvandaan het ek teruggekom na Damaskus toe. Eers 3 jaar later het ek na Jerusalem toe gegaan om met Sefas kennis te maak, en ek het 2 weke by hom gebly. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Wat ek aan julle skrywe, is nie leuns nie. God is my getuie. Daarna is ek na Sirië en Cilicië toe. Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie. Hulle het net gehoor, die man deur wie ons vroeër vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het. En hulle het God verheerlik oor my. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte, en in besonder dan Paulus se woorde in vers 6, dit verbaas my dat julle so gou van God wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig geword en 'n ander evangelie aanneem. Dan sê hy in vers 7, daar is geen ander evangelie nie. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte. Die evangelie, broeders en susters, en so sal ons dit in die erediens volgend ook besef, word saamgevat in die woorde alleen. Daar is alleen een evangelie, en dis die evangelie van Jesus Christus ons Here.
En so sê Paulus dit ook in hierdie gedeelte, dit is 'n evangelie wat nie van mense afkom nie, maar wat van God afkom. En juis daarom sing ons vanoggend saam een van ons belydenisgedeeltes, Skrifbruiming 12:3, waarin ons sê, enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vry uitgetuig ons, U is vir ewig God en Heer. En dan die pragtige woorde waarmee ons afsluit, U is die bron van alle goed. Kom ons staan en ons sing Skrifbruiming 12:3 vers 1 en 2 saam. Dit is so, broeders en susters, ons almal ken die pragtige Afrikaanse uitdrukking, ek is stom geslaan. Stom geslaan, sprakeloos, verbuisterd, verbaas. En ons weet ook wanneer ons daardie uitdrukking gebruik, dit is daardie gevoel wat jy kry wanneer iemand iets gesê het of iets gedoen het wat jy jouself nie kon indink nie. Iets wat jy nooit van daardie persoon verwag het nie. Iets wat vir jou skokkend is. Wel, dis presies, broeders en susters, waar die apostel Paulus homself bevind het. Stom geslaan, sprakeloos, verbuisterd en verbaas. Juist daarom skryf hy dan sy brief aan die Galasiërs. En in sy eie woorde, hy's verbaas, hy is verstom, sprakeloos oor dit wat hy gehoor het. Nou om te besef hoe verbaas hy was of hoe verstom hy was, moet 'n mens 'n bietjie gaan kyk na die brief en hierdie brief gaan vergelyk met die een voor hom en die een na hom, of sy ander briewe wat hy geskryf het. Gewoonlik as Paulus 'n brief vir iemand geskryf het, en in al sy ander briewe sien ons dit so, het hy altyd eers begin met 'n mooi stukkie, as mens dit so kan stel. 'n Gedeelte waarin hy God loof en dank vir die mooi dinge wat hy van hulle gehoor het. Gewoonlik sal hy vir hulle iets mooi sê. Dink 'n bietjie aan die gemeente van Thessalonika, dis vir my altyd 'n pragtige voorbeeld. Skryf vir hulle aan die begin van sy brief, ons dank God altyd vir julle almal, sonder ophou bring ons voor God ons almagtige Vader in herinnering die werk van julle geloof. So skryf hy vir die Thessalonisense mense as hy vir hulle 'n brief skryf. Ook in die Korintiërs, in al twee sy briewe hoor jy, ek dank my God altyd oor julle en ek dank my God dat daar by julle nie aan 'n genadegawe ontbreek nie. Selfs wanneer hy vir individue skryf, vir Timoteus sê, dan skryf hy, ek dank God as ek in my gebede aan jou dink.
So voordat hy oor probleme in die gemeentes praat of in die mense se lewens praat, vertel hy eers vir hulle van die dankbaarheid wat hy teenoor God vir hulle en vir hulle geloof en vir hulle liefde vir die Here en vir hulle omgee vir medegelowiges. Maar vir die Galasiërs doen hy dit nie. Hy doen dit glad nie. Waar Paulus gewoonlik baie getrou was aan die tradisies van sy tyd, en die tradisie van sy tyd was, wanneer jy 'n moeilike saak met iemand moet bespreek, dan hanteer jy dit diplomaties. Hier is hy glad nie diplomaties nie, inteendeel, in plaas van sy normale dankseggings teenoor God, kry ons sommer in hierdie brief 'n aanklag aan die begin, en hy draai nie doekies om nie, hy sê vir hulle, ek is verstom, ek is verbaas dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie toe. Paulus is verstom, hy's verbaas, hy's geskok, want hy weet, daar is nie 'n ander evangelie nie. Die enigste evangelie is God se evangelie, die goeie nuus van God se genade in Jesus Christus. Die goeie nuus waarvan hy, wat Paulus self is, 'n apostel geword het, deur die genade van God. Nou om Paulus se skok te verstaan, moet 'n mens weet wat hy bedoel as hy die woorde 'n ander evangelie gebruik, as hy vir hulle sê, daar is geen ander evangelie nie. Ons almal ken die woord evangelie, in Afrikaans kan jy dit ook mooi vertaal met goeie nuus. Maar so was dit ook met hierdie nuus, die evangeliese goeie nuus. Wanneer mense mos nuus hoor, dan las hulle stertjies daarby aan, of hulle verander dit sodat dit vir hulle mooi klink. En so was dit ook met die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus van Jesus Christus. Vinnig het daar mense gekom wat stertjies aangelas het, wat dit verdraai het, wat dit verander het, sodat dit hulle kan pas. Paulus sê hulle het die gemeente verwar daardeur en die evangelie van Christus verdraai. Nou letterlik het hierdie mense, kom ons sê dit maar soos dit is, die goeie nuus van Christus so verdraai dat die bedoeling en die betekenis daarvan eintlik verlore gegaan het. In plaas daarvan dat die evangelie mense dan nader aan God gebring het, het dit mense weg van God afgestoot, weg van Jesus Christus af. Nou weet ons vandag ook, daar's baie goed in die wêreld wat mense weg van God af en weg van Jesus Christus af laat draai. Maar wat was hierdie dinge binne in die gemeente van Galasië gewees? Om dit te antwoord kan 'n mens die hele brief gerus gaan deurlees en ons gaan dit ook in die volgende paar weke doen. Maar dit het gegaan oor twee sake, twee dinge wat gemaak het dat mense in Galasië weg van God en weg van Jesus afgedraai het. Eintlik twee uiterste pole wat ons vandag nog in die wêreld sien en wat mense nogal lief is om mekaar daarvan te beskuldig. Wettisisme en wetteloosheid. Vandag praat ons baie keer van fundamentalisme of liberalisme. Maar die wettisisme, baie eenvoudig opgesom, is mense wat gepreek het, jy word gered deur wat jy doen. Jy word gered deur wat jy doen. En dan weet ons, hulle het maklik teruggegaan na die Ou Testament toe en gesê, as jy nie hierdie en hierdie doen nie, dan kan jy nie gered word nie. En dan weet ons gewoonlik, wanneer jy met wettisisme te doen het, of fundamentalisme, dan vat hulle iets uit die Bybel uit en maak dit meer as wat God daarvan sê. So hulle voeg op die ou einde hulle eie klomp wette by, waaraan mense moet voldoen. Jy moet so lyk, jy moet so praat, jy moet so klink, anders kan jy nie gered word nie. Maar aan die ander kant weer, kry jy die wetteloosheid.
Kom ons noem dit maar die liberalisme van vandag, waar mense bloot voortgaan met afskuwelike, losbandige, heidense lewenswyses. Nou, ons almal het dit al gehoor, mense preek vandag baie gou vir jou, onthou die Here aanvaar jou net soos jy is. En daar stop dit. Kom net soos jy is, die Here is lief vir jou net soos jy is. En dan word daar vasgehou aan sonde, aan dit wat afskuwelike ding is in die oë van die Here. Want daar word gepreek, jy's goed soos jy is. Inteendeel, dan word sonde nie eers meer sonde nie. En dit noem 'n mens wetteloosheid. Met ander woorde, sonder die wet van God ook sommer leef. So terloops, dink vir 'n oomblik aan ons Here Jesus Christus as hy met die sondaars omgaan. Hoe hanteer hy hulle? Hy hanteer hulle altyd met liefde, met respek en mooi. Hy red mense. En wat is sy woorde wanneer hy hulle gesond gemaak het of gered het of vergewe het? Dan sê hy elke keer vir hulle, gaan dan heen en sondig nie meer nie. Iemand het dit mooi opgesom. Hierdie ding van wettisisme en wetteloosheid. Amerikaner met die naam Timothy Keller. Hy het gesê mens moet duidelik onderskei tussen wettisisme, wetteloosheid en belangrik die evangelie van Jesus Christus. Want wanneer iemand aan jou 'n boodskap verkondig wat net suggereer dat jy moet dit en dit en dit en dit doen sodat jy gered kan word. Met ander woorde, verdienstelikheid daaraan koppel. Dan het jy nie te doen met die evangelie nie. Inteendeel, jy gaan moedeloos raak en jy gaan moeg raak en jy gaan afvallig word, weg van God af. Of aan die ander kant, waar jy te doen het met 'n wetteloosheid, waar iemand vir jou wil kom vertel, jy kan bly net soos jy is, want God is lief vir jou net soos jy is, sonder mens. Dan is dit ook nie die evangelie nie. Want wanneer jy daai twee dinge mee werk, dan kan nie gebeur wat die evangelie bedoel is om te laat gebeur nie. 'n Identiteitsveranderende, hartsomvormende bekering in 'n mens se lewe wat plaasvind nie. 'n Totaal en al verandering in jou lewe kan nie plaasvind nie. Die verandering wat Jesus Christus teweegbring. So broers en susters, eenvoudig gesê, wanneer ons aan een van hierdie verdraaiings of dwaalleere wil vashou, dan kan 'n mens nie eers meer die woord evangelie gebruik nie. Want dan is daar geen goeie nuus nie, inteendeel, dan het jy slegte nuus. Slegte nuus, want dit laat jou wegdraai van God af. En in plaas van vrede met God, deur Jesus Christus ons Here, leef jy dan in vyandskap met God. Nee, sê Paulus vir ons, die enigste evangelie is God se evangelie. Die enigste goeie nuus is die goeie nuus waardeur God mense roep. Waarmee sonder mense geroep word om te deel in die eerste plek in die oorwinning van Jesus Christus oor die magte van die bose, oor die bande van die sonde ook in hulle eie lewens. En wie wegdraai van hierdie evangelie van Jesus Christus, het letterlik oorgeloop na die magte van die bose, skaar hulle self by die vyand van God. Daarom Paulus se harde oordeel. Hoor mooi, 'n oordeel oor enige een. Enige een, maak nie saak sê hy of dit 'n engel uit die hemel is of 'n mens op die aarde is nie, wat iemand op 'n dwaalspoor lei, die dwaalspoor van eie geregtigheid en ongeregtigheid, van wettisisme en wetteloosheid, laat hom vervloek wees.
En dan's vervloek nie broers en susters wat ons baie maklik daarvan maak en dink, ag dit beteken dat iemand sleg gesê word nie. Nee, dit beteken letterlik vervloek in die opsig dat so 'n persoon uit die gemeenskap van die heiliges verban word. Lewe buite die kring van God se genade, lewe onder die oordeel van God. Daarom vra Paulus dit, moet ons dan mense tevrede stel of vir God? Mense se guns probeer wen of God? As 'n dienaar van Jesus Christus is die antwoord voor die hand liggend. Die evangelie kom van God af. God is die bron van die goeie nuus. God is die oorvloedigste fontein van alles wat goed is. Die Vader sê hy aan wie al die heerlikheid toe kom. En iemand wat hieroor twyfel, sê hy kan maar na sy eie lewe gaan kyk. Want daar sien mens hoe die evangelie werk. As jy na Paulus se lewe kyk, dan sien jy hoe werk die evangelie van God. En ons almal ken sy lewensverhaal. Saulus, wat Paulus word. Daardie fanatiese Jood, wat alles in sy vermoë doen om die kerk van Christus te vervolg en uit te roei, op pad na Damaskus, staan Jesus Christus self in sy pad. God laat Jesus Christus homself aan Paulus openbaar. En dan ontvang hy die evangelie nie vanuit die verkondiging van die apostels nie. Onthou, hy was besig om hulle te vervolg. Maar 'n besonderse ervaring waarin Jesus homself as apostel kom roep en ook oplei. En dan beklemtoon Paulus dit vir 3 jaar lank. Na hierdie gebeurtenis was hy in Arabië gewees. Hy het nie teruggegaan Jerusalem toe nie. Nee, hy het in Arabië gaan bly en toe Damaskus toe teruggekom en daarna eers 3 jaar nadat hy tot bekering gekom het, het hy vir die eerste keer vir Petrus ontmoet en daarna nog vir Jesus se broer. Maar verder het hy nie een van die ander apostels geken nie. Nee, sê hy, dis die evangelie. En hy beskryf dit so mooi aan Timoteus. Daar in 1 Timoteus 1 kan ons dit lees. Dan sê hy, teenoor Christus Jesus, ons Here, is ek dankbaar. Hy het my die krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Dan sê hy dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy verdraagsaamheid sou betoon en 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Daarom sy totale verbasing. Hy kan nie glo dat enige iemand wat die goedheid van God leer ken het, van God af kan wegdraai nie. Dat enige iemand vir 'n enige oomblik kan dink, hulle weet beter as God self. Paulus is stom geslaan dat iemand wat die goeie nuus van God se genade in Jesus Christus ken, dit kan verdraai of probeer verwerp. Nog erger dat iemand wat dit leer ken het, soos hy wat Paulus is dit leer ken het, ooit daarvan af kan wegdraai. Almal moet dit besef. En vandag is dit nog steeds so, broers en susters, daar's net een evangelie. Daar's net een goeie nuus en dis die evangelie van God se genade in Jesus Christus. Die evangelie van God, soos wat Paulus dit ook vir ons beskryf daar in die eerste gedeelte van die brief.
waarin hy sê, dis Jesus wat homself gegee het, sodat hy ons kan red, uit die huidige bose bedeling volgens die wil van God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom vir ewig en ewig. Dis die evangelie. Dis Jesus wat homself gegee het, volgens die wil van God. En dis hierdie evangelie, broers en susters, waarby ons ook as die Here wil stilstaan in die volgende paar Sondae. As ons vra hoekom, dan is dit baie eenvoudig. Dis weer hervormingsmaand. As die Here wil, oor 2-3 weke het ons die hervormingssondag. En dit is belangrik dat ons gedurig vir onsself gaan vra, het ons nie dalk 'n ander evangelie wat ons aanhang nie? Maak nie saak of dit wettisisme is of wetteloosheid nie. Nee, ons moet onder die besef kom, daar's net een evangelie. En daardie evangelie kan opgesom word in 'n baie eenvoudige woordjie: alleen. Alleen die goeie nuus van Jesus Christus. En ons gaan daarna kyk in die hand van 5 punte wat ons noem ook die solas van God. En vir die wat nie weet wat beteken sola nie, dis baie eenvoudig, kom uit die reformatie uit, waarin die reformatore die evangelie opgesom het in 5 punte, wat begin met die woord alleen. Alleen die genade van God. Christus alleen, geloof alleen, die woord alleen, die eer aan God alleen. Wie hierdie dinge bely, weet, daar is geen ander evangelie nie. Net God se evangelie van genade in Jesus Christus. Die evangelie wat God self aan ons geopenbaar het. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, die psalmdigters het dit so baie keer gevra, watter skatte van genade sal geskryf word op die blaaie wat die nageslag sal lees. Ons dankie dat ons vandag ook uit daardie skatte kon put. Dat ons die evangelie van ons Here Jesus Christus weer kon hoor. Ons dankie vir die genade en vrede wat ons van U ontvang het. Die genade wat daar in ons Here Jesus Christus is. Ons dankie dat ons mag weet dat hy homself ook vir ons sondes gegee het, om ons ook te verlos uit die bande van die sonde wat daar in ons lewens is, sodat ons ook kan lewe volgens U wil. Daarom vra ons dat U ons sal bewaar in die eerste plek van 'n wetteloosheid in ons eie lewens, waar ons vrede maak met ons eie sonde, maar dat U ons ook sal bewaar van wettisisme. Dat ons 'n klomp goed wil by die evangelie voeg wat ons dink moet gebeur, sodat ons kan verlos word. Dus dankie dat ons verlos word uit genade alleen, deur ons Here Jesus Christus alleen, deur U woord alleen. Ja, ons gebed is, Here, dat U ook vir elkeen van ons die geloof sal gee wat ons daarvoor nodig het. En dat ons dan daarom ook aan U al die eer sal gee en sê aan God alleen die eer. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid.
Kom ons staan en ons sing saam Psalm 98. Ons sing daarvan saam die eerste en die tweede vers. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Ons sing vers 1 en vers 2, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings. Ons begin by die belangrikste vandag, die verjaarsdag vir Kobus Venter wat vandag verjaar, bid ons die seën van die Here toe. En dan ook vir almal wat die res van die week verjaar, en besonder tannie Welma Jansen van Vieren wat 91 word. En dan vir almal wat die res van die week verjaar, ek sien hier's 'n paar van hulle, wil ons ook die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar. Dan die vergaderings vir die week is môre aand die ouderlinge se toerustingsvergadering en Dinsdag aand is die Here wil die finansiële kommissie se vergadering. Herinnering net, ons moet in hierdie week ons almanak bestellings, die dagstukkie boeke vir volgende week, volgende jaar afhandel en dit is R135 per eksemplaar. Dan ook 'n herinnering aan die duetfeeskaartjies wat ons ook kan bespreek. Jy kan dit by Rikkie Prinsloo bespreek of by Dominee Cassie self. Hulle twee is in beheer van die sitplekplasings. So almal wat nog dit graag wil bywoon, onthou dit is die laaste naweek van Oktober, Vrydag aand en Saterdagmiddag, sodat mense nie in die donker hoef te ry nie Saterdagmiddag. Dan die susters, onthou asseblief die 8de November,
daardie oggend is ons susters afsluiting hier by die kerk en dit begin om 9:30. Ons vra ook asseblief dat ons dit so lank sal gaan aanteken. Dit dan wat ons afkondigings betref, 'n laaste en belangrike een, vanaand se aand erediens saam met Kameeldrift 17:30. Vanaand 17:30 is die toen Cassie wat ingekom het. Ja, hy het gekom. So julle kan sommer by hom toe kom na die diens as julle wil kaartjies hê. Hy het nie kerk gebank nie, hy's ook nie laat nie. Hy het by Kameeldrift gepreek vanoggend. So hy Elofsdal, hy preek elke Sondag hier in ons omgewing. So hy was darm in die kerk. So ons weet dit want ek sien hy's mooi aangetrek. So welkom vir hom ook. So almal is welkom om na die diens vir hom Cassie te gaan vra as jy nog kaartjies soek. Dan kan Tannie Riekie rustig tee skink. So dis die laaste afkondiging, kom ons gaan drink tee. Baie dankie.